Pastoor Peper se Alleenloper Begrafnisklub Orkes, episode 5. Dit is lank na donker, toe Carlos en Janina weer by die Wildtuin uitry. Hulle is nie so vroeg vanoggend hier deur nie, daarom het hulle die beste gemaak van die laatmiddagdiere kyk. Die parkbeampte kom al nader, om die laatkommers met sy boekie in te wag. Daar is 'n boete vir ouens wat na sluitingstyd sonder 'n goeie verskoning probeer uitsluip. Maar die mense ken vir Carlos en sy swart Vito. Hulle staan terug en salieer terwyl die man deurry. Hy lig self 'n hand. Dit lyk vreeslik amptelik en van die mense wat ook wag om deur te ry, kyk nou 2 keer na die lang swart Mercedes. Carlos ry die 8 kilometer van die hek af tot in Komati Poort, waar hy by een van die eetplekke in die hoofstraat intrek. Dit is waar hulle aandete gaan geniet. Hy bestel 'n extra ice bun om hulle pakkie weg te neem, waarskynlik vir iemand daar by die huis. Janina vra nie. Carlos is haar broer, maar hulle respekteer mekaar se privaatheid en vryheid om te maak soos wat hulle wil. Ongeveer 9 uur trek Carlos sy Vito onder die afdak daar langs die groot huis in Marloth Park in. Daar staan baie ander karre ook rond, naweekgangers. Met die uitklim hoor hulle die gitaarklanke wat vanaf die garage kom. Daai plek wat Carlos mos vir Daan Pelser as kerklaat inrig het. Pastoor Peper, die herder en waarskynlik deesdae ook die geestelike leier van die alleen mense hier rond, is waarskynlik besig om voor te berei vir sy Sondag preek. Wil jy saamstap, dan stel ek jou gou aan pastoor Pelser voor. Carlos het die brakkie pakkie vir die geestelike leier gekoop. Dit is Koos Du Plessis se gebed wat nou na hulle toe aankom, gesing deur iemand met 'n besonderse tenoorstem. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Soos die ouerige Mazda bakkie, wat ook daar onder die afdak staan. 'n enkel kajuit, een met 'n tent op die bak, wat kan opslaan, as die man so deur die wêreld reis, om siele te wen, koring te oes, vir die groot baas daarbo. Ja, dankie. Janina wil graag die man agter die mooi stem ontmoet, maar eintlik brand sy veel meer van nuuskierigheid om te sien hoe die trippel motorhuis met sy hoë dak nou daar uitsien, nadat Carlos die plek as kapel laat oordoen het. Anders as die meeste huise in hierdie omgewing, het hierdie Spaanse villa 'n rooi gebakte kleiteeldak. Feitlik, die hele noorde kant daarvan is nou onder sonpanele. Daar is 3 stelle deure voor die garage, maar die middelste deur is vervang met 2 wye deure met gekleurde glasvensters in. Indrukwekkend en duur, spesiaal vervaardig om die fasade te verander om soort van na 'n kapel te lyk. Binne het Carlos deur dieselfde mense wat die deur gemaak het, ook banke laat insit en 'n preekstoel van soorte laat oprig. Vir 'n man wat nie elke dag met sy geloof te koop loop nie, doen hy nogal baie vir hierdie interkerklike Christelike denominasie. Of doen hy dit om verlore skaaphuis in een kraal te hou? Die beter kraal, dink Janina by haarself. Sy het mos lankal haar hart vir Jesus gegee, en dit voel vir haar veilig daar, veiliger in elk geval as by enige mense. In die een hoek van die kapel is daar 'n baadjie waarin jy met wye trappe afklim, die doopbad. Daar is mense wat groot gedoop wil word. Dit weet Janina, al is sy nie een van hulle nie. Sy is mos reeds as baba gedoop en daardie belofte wat haar ouers namens haar gemaak het, is vir haar steeds geldig. Dit gaan tog nie vir haar help, vir haar saligmaking nie. Om gelowig te wees en 'n hand na Jesus uit te kan steek is slegs genade. Wel, dit is haar persepsie van die lewe. Die man met die mooi stem, wat daar op die trappie sit en gitaar speel, hou skielik op en kyk op na hulle toe hulle instap. Hy strek homself uit en sit die gitaar versigtig neer, asof dit iets is met 'n siel en 'n lewe van sy eie. Pastoor Peper is duidelik iemand wat niks meer as vanselfsprekend in die lewe aanvaar nie. Hy het respek gekry vir dinge wat hy verloor het, en dit wat nou weer aan hom geskenk is. Is dit nie presies die woorde van die lied wat hy nou gesing het nie?
woorde wat steeds hier binne in die vertrek en in Janina se gemoed bly draal. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eintlik smag ek na die waters van rus. Lei my Heer, vanaand daarheen. 'n Hartseer, melankoliese lied wat eerder by Sondag sal pas, as op 'n vryelike Vrydag aand. Maar dan het hy môre begrafnis daar in Komati Poort, lig die pastoor vir Janina en Carlos in, wanneer hy sy hand uitsteek om hare amptelik te skud. Dan se hare is kort, nommer 2 gesny, teen sy slape en in sy kort netjiese kennebaartjie wys die sout en peper van baie leef, as skat Janina, dat hy nou maar eers in sy laat 40's is. Sy blou oë het die reg uitkyk van 'n man wat al eers in die lewe 'n trappie gemis het, opgestaan het en nou verstaan dat dit met ander mense ook gebeur. Simpatie, empatie en begrip. Hy's iemand wat ander aanvaar net soos wat hulle is, foute en al. Wie is hy in elk geval om te oordeel? Daar die stap eers 'n myl in iemand anders se skoene voordat jy kritiseer, is iets wat hy duidelik voel. Dan is ook een van die min mans wat haar reguit in die oë kyk en nie 'n afdaalpaadjie vind om oor haar lyf te hardloop nie, sien Janina, en sy weet sommer dat sy al klaar van hierdie ou hou. Hy ontvang sy pakkie kos met waardering en waardigheid. Hy sluit die kerkie en stap saam met Janina en Carlos deur die kuierarea van die huis na sy klein woonstelletjie wat mos daar langs Janina sin is. Maar iemand keer hulle voor, stap hulle tegemoet, 'n vrou. Haar naam is Sandra. Sy is die admin en besprekingsdame hier by Barcelona. Janina het al van haar gehoor. Die vrou het die ketel aangeskakel, want kan sy net 'n oomblik Carlos en Daan se aandag kry. En Janina, jy moet nie loop nie, dit gaan nie lank neem nie, en daar is niks wat jy nie mag hoor nie. Ja, bly asseblief. Carlos stap na die lang eetkamertafel toe, daar aan die een kant van die groot kuier vertrek. 18 sitplekke, waar groepe soms lekker saam kan kuier. Help jou met die koffie, sê Janina, en staan op om saam met haar te gaan skink. Sy skink vir haarself 'n beker, by die buffet teen die muur, wat ook 'n koffiestasie is. Daarna dra sy Carlos se tafel toe, en gaan sit reg langs haar broer. Sandra gaan sit aan die oorkant langs Daan, en slaan haar dagboek oop. Sy vertel eers vir Janina, ek skryf alles in my dagboek wat belangrik is, anders moet ek die laptop mos oral met my saamdra. Sandra blaai na vandag se datum, Vrydag, voor die lang naweek in Augustus. 6 van die 8 selfsorgwoonstelletjie in die ander been van die huis is vol bespreek. Dis daar waar die klomp karre rondstaan, vir die hele naweek. Daar is van die gaste wat gevra het of hulle etes hier kan neem, maar ek het hulle verwys na die restaurante in Marlotspark en die omgewing. Ons verloor baie geld deur nie etes te doen nie, Carlos. Duidelik is dit 'n punt van dispuut tussen Carlos en Sandra. Klik dit onmiddellik by Janina. En natuurlik wonder sy self hoekom haar broer nie weer 'n kok hier aangestel het nie. Maar vanselfsprekend gaan sy nie nou by enige sulke besprekings betrokke raak nie. Op die oomblik is sy nog 'n bietjie van 'n buitestander hier. Maar Sandra kry eers nog 'n hou in, voordat sy van die onderwerp afstap. En dan is daar nog die kwessie van werkverskaffing. Sou jy dalk weer 'n restaurant hier begin het? Selfs tussen die enkellopers is daar mense wat in staat sal wees om 'n kombuis en 'n restaurant te bestuur. Daar is Lisa, wat wag vir 'n pos by een van die lodges. Jy weet mos van Lisa. Sy draai na Janina. Lisa bly tydelik in een van die houthuisies daar op die plot in Komati Poort. Die arme vrou is down and out. Janina trek haar skouers op en neem 'n sluk van haar koffie. Sy mag dink wat sy wil, maar sy mag nie by haar ouboet se planne en bestuur inmeng nie. Sy het nog hopeloos te min bygedra om hulle erfporsie in hierdie deel van die land op die regte pad te help hou. Maar in haar kop sien sy skielik iets soos Gordon Ramsay se Hell's Kitchen. 12 inskrywings, aspirant chefs, 12 kokke wat meeding om Barcelona se kombuis te kom bestuur en op die ouend verskaf hulle werk aan al 12 die kokke. Kyk,
Sy wat Janina is, haat dit om kos te maak. Dit is 'n bokkie wat sy maklik aangee. Maar sy weet mos dat daar mense is wat 'n gawe het om van byna niks 'n smaak sensasie te maak. Gee haar net 'n dag of 2 om haar voete te vind, dan roer sy die saak by Carlos en Sandra aan. Sy is bereid om al haar spaargeldjies daarin te belê. Die opleiding van gourmet chefs hier in Barcelona. Gewoonlik as Janina se brein wakker geskit word, slaap sy nie baie nie, maar om een of ander rede het haar gedagtes rondom 'n chef en kosmaak kompetisie hier by Barcelona haar gisteraand byna onmiddellik aan die slaap gesis. Dit is lekker om 'n soort doel te kry vir die volgende deel van haar bestaan. Natuurlik het sy dit eerste ding vanoggend met Binkie ook bespreek, toe sy die sak waarin sy haar as dra oor haar skouer gehaak het en daarmee na die rivier toe gestap het. Binkie, wat natuurlik ook haar eie insette oor die saak gelewer het. Eers oor die ander fles wat Janina by haar in die sak gelaai het. En wie is nou in daardie fles? Wou Binkie dadelik weet. Koffie, het Janina geantwoord en 'n bottel water en 'n klein sakkie met 4 beskuite daarby ingesit en toe 2 bekers. Jy weet ek eet nie beskuit nie, het Binkie omgekrap uitgeroep. Wat toe ek laas gekyk het jy niks meer geëet nie, Binkie. Moenie so moeilik wees nie. Kom ons gaan sit net op die uitkykpunt se paviljoen en kyk of ons nie iets interessant daar sien verbyloop nie. Behalwe vir die seekoeigat, stap daar soms olifante, leeu's, luiperds en buffels ook verby. Het jy al sulke goed in jou lewende lywe gesien? Nou kan jy dit sien terwyl jy nie meer met ons is nie. Op hierdie draaiende rivier kom die son agter Janina se rug op. Sy maak die kombers om haar lyf los en gooi dit oor die bankie. Sy kan die eerste tekens van die koue front ook hier voel, nadat die sneeu oral op die berge geval het. Hulle verwag self sneeu in Johannesburg en op die Transvaalse Hoëveld. Sy klim op na die boonste trap en sit Binkie se fles teer langs haar op die kombers neer, voordat sy die koffieflesie uithaal om 2 bekers daaruit te skink. 'n Vol beker vir haar en net 'n ou lekseltjie vir Binkie. Janina neem haar eerste sluk en sit behaaglik terug teen die muurtjie daar agter. Toe verstyf sy. Sy hoor voete val daar naby haar tussen die droë blare. Mens of dier, vriend of vyand? Dit is 'n mens, 'n man met 'n warm windbreker baadjie aan sy lyf en 'n mis op sy kop. Duidelik is hy op 'n missie. In sy hande hou hy 'n klein houtboksie. Hy prewel 'n paar woorde en kyk uit oor die rivier voordat hy omdraai om eers op die onderste trap te gaan sit. 'n Laaste paar oomblikke met dit wat in die boksie is te spandeer. Janina probeer om een te word met die boonste pilaar, maar daardie klein bewegingkie trek sy aandag en sy oë vlieg oop en opwaarts. Jammer, ek het nie bedoel om jou skrik op die lyf te jaag nie, maar maak asof ek nie hier is nie en doen wat jy moet doen. Die man antwoord, dit is 'n jaar vandag. Ek het beloof om dit so gou as moontlik na 'n jaar te doen. Nou is dit 'n jaar later. Ek sal seker maar vandag moet. Wag, ek sal loop. Ek kan later weer terugkeer hiernatoe, keer Janina. Maar wou jy nie ook? Die man wys na die fles daar by haar op die kombers. Binkie se fles. Nee, ons is nog nie reg vir daai aksie nie. Ons kan maar weer terugkom. Sy mik om haar koffie uit te gooi. Nee, drink eers jou koffie klaar. As ek besef het, dit is so koud hier, het ek vir my ook saamgebring. Geef vir hom my koffie, praat Binkie skielik hier langs Janina. Jy kan hierdie koffie kry, ek maak net die beker heeltemal vol, en jammer, ek drink nogal baie suiker in my koffie. En Janina doen dit ook, rek ver oor om die beker vir die man aan te gee. Dankie, soet koffie is dalk net wat ek gaan nodig kry. Die man sluk dankbaar aan die warm vloeistof, toe wys hy na die boksie in sy hand. Dit was my vrou, kanker, sommer vinnig. Jammer om te hoor, antwoord Janina, net toe sy sien, hy wag vir haar, om ook haar hartseer storie te vertel. Maar sy gaan nie vandag nie, sy is nie lus om te praat nie. Buitendien, elkeen dink mos sy of haar kruis, is die heel swaarste een om te dra. Die man drink sy beker leeg en keer het om, voordat hy dit weer vir Janina aangee.
Daarna staan hy op. Nou ja, dan is dit sulke tyd. Hy stap na die laag heining toe en maak sy boksie oop. Die as is in 'n sakkie daar binne. Hy huiwer 'n oomblik, asof hy iets wou sê. Hardop dalk. Hy besluit daarteen voordat hy sy kop laat sak. Bid seker nou. Janina draai effens skuins. Dit moet nie lyk asof sy die man sit en dophou nie. Al doen sy dit. Uit die hoek van haar oog sien sy hoe hy die sakkie nou oopmaak en die inhoud daarvan oor die heining en die afgrond voor hulle begin uitskit. Maar helaas, 'n skielike windvlaag deel nie sy gewyde oomblik van afskeid met hom nie. Dit gryp die aswolkie en daardie wolkie gaan eers opwaarts en die volgende oomblik is dit oral op en oor hom, selfs tot in sy oë. Oeps, dalk wou wie ook nog nie vrygelaat word nie, sug Binkie hier reg langs haar. Die man los 'n knoop en steun met gevoel. Sorry Estie, ek wou dit so graag reg doen. Ek weet mos hoe belangrik hierdie geleentheid vir jou is. Sy sal dit nie teen jou hou nie, antwoord Janina, toe hy sy hemp punt maak en daarmee oor sy oë vryf. Sê wie, roep Binkie uit, dit is karma daai, julle gooi ons mos sommer net weg. Nie nou nie, Binkie. Janina voel baie jammer vir die man, en daar is deernis wat in haar opstoot, toe sy weer in haar skouersak begin vroetel. Hier meneer, ek het 'n bietjie water, spoel jou oë daarmee uit. Dankie, hy vat die bottel met water, keer daarvan in sy hand om, en spoel sy oë daarmee uit. Hou die water, beduie Janina, toe hy die bottel se prop weer opsit om vir haar aan te gee. Daarna hou sy sneesie na hom toe uit, sodat hy die nattigheid van sy wange kan afvee. Traan sy oë of huil hy? Die man vat dit en klad sy gesig. Daarna gooi hy 'n duim in haar rigting. Nou ja, baie dankie, ek moet stap. Tot waar, vra Janina. Gelukkig nie baie ver nie, tot daar, by Barcelona, antwoord hy. Ek het 'n selfsorgeenheid daar bespreek, juis vir hierdie geleentheid, en dit die bestuurder my genooi, om saam met die enkelgroep vanaand daar oor te bly en te kuier en rugby te kyk. En jy? Ek gaan ook by Barcelona thuis, antwoord sy. Nou dan sien ek jou dalk vanaand daar. Hy steek 'n hand uit. Elmar, my naam is Elmar van der Walt. Ek is Janina de Ruiter, antwoord sy en vat die hand. Word vervolg.